In vandag se nuus, Amerika en Iran kom ooreen om die skietstilstand te verleng. 4 mense word by 'n golflandgoed in Midrand geskiet en Donald Trump word op die nippertjie gered van 'n heilige braai. Goeiemôre, baie welkom by Nuuspot. Dit is Vrydag 29 Mei en hier is jou nuusbulletin vanoggend. Die Verenigde State en Iran het donderdag 'n voorlopige ooreenkoms bereik om 'n wapenstilstand met 60 dae te verleng. Die ooreenkoms sluit in dat Iran alle myne uit die Straat van Hormuz moet verwyder en nie tolgeld daarop kan hef nie. Amerikaanse advisiepresident J.D. Vance het bevestig dat samesprekinge oor Iran se kernprogram sal begin, hoewel president Donald Trump nog die ooreenkoms moet goedkeur. Intussen het Kuwait aangekondig dat sy lugverdediging, missiele en hommeltuie onderskep het wat vanuit Iran afgevuur is. Die Amerikaanse sentrale bevel het die aanval op Kuwait as 'n skandelike skending van die wapenstilstand bestempel. In Centurion is 2 mense dood en 2 beseer nadat gewapende mans op motorfietsse by die ingang van die Blue Valley Golf landgoed op 'n voertuig losgebrand het. Die polisie ondersoek 2 aanklagte van moord en 2 van poging tot moord. 'n Senior amptenaar in die kantoor van die Mpumalanga premier, Exxon Mkonto, het in die Pretoria Landdroshof verskyn op aanklagte van moord en sameswering om te moor. Dit volg nadat kollegas wat korrupsie en staatstenders ondersoek het in 2020 en 2023 vermoor is. In Kraaifontein, Kaapstad, vrees informele handelaars vir hul lewens na 'n gewelddadige betoging deur skoliere. Handelaars sê hulle is geïntimideer en beroof wat hulle dwing om hulle besighede te staak. Die Demokratiese Alliansie se federale uitvoerende gesag het Meinhard Slabbert, die uitvoerende burgemeester van Stellenbosch, 48 uur gegee om te bedank. Dit volg nadat die party Caucus in Stellenbosch 'n mosie van wantroue teen hom gesteun het. By die Menlyn Park winkelsentrum in Pretoria Oos het handel donderdag voortgegaan ten spyte van 'n ontploffing by die Woolworths winkel op die 3de vloer vroeg die oggend. Die polisie se plofstofeenheid is na die toneel ontbied. Die stasiebevelvoerder van die Swellendam polisie, luitenant-kolonel Jethro Timi, is geskort weens sy beweerde belange in die plaaslike taksiebedryf. Polisiewoordvoerder kolonel Andrei Trout het bevestig dat 'n interne ondersoek na die oortreding van polisiedepartementregulasies aan die gang is. 'n 36-jarige vrou is deur die valke in hegtenis geneem vir die beweerde diefstal van sowat R300,000 by die laerskool Jan Kempdorp. Masechaba Gloria Gupani was verantwoordelik vir die betaling van skoolrekeninge en het glo munisipale bankbesonderhede met haar eie vervang. In Kameeldrift is 'n voertuigsmokkelary komplot verhoed in 'n gesamentlike operasie tussen die polisie en private sekuriteitsmaatskappye. 'n Nissan Navara wat in Pretoria gesteel is op die Moloto weg teruggevind en 1 verdagte is in hegtenis geneem. Die bekende taksibaas Joe Ferrari Sibagnoni en 3 medebeskuldigdes het in die Landdroshof in Delmas verskyn op aanklagte van afpersing en geldwasery en hulle is elkeen op 'n borgtog van R70,000 vrygelaat. Die grensbestuursowerheid het by Buitbrug grenspos in Limpopo beslag gelê op metakaloon ter waarde van bykans R1 miljard. Die dwelms was versteek in 'n vragmotor wat van Malawi afkomstig was en 3 verdagtes is in hegtenis geneem. Eskom het die kragtoevoer na straatligte in 98 gebiede in Johannesburg afgesny weens City Power se onvermoë om rekeninge van meer as R4 miljoen te betaal. Dit volg op vorige probleme met kragtoevoer in die stad, insluitend net voor die G20-beraad verlede jaar. Die minister van elektrisiteit, Gosihenso Romagopa, het aangekondig dat betalings wat inwoners aan die stad Johannesburg vir elektrisiteit maak, vanaf Julie afgesonder sal word om direk aan Eskom oorbetaal te word. Johannesburg skuld Eskom tans meer as R5 miljard. Die Demokratiese Alliansie het 'n geskiedkundige sege behaal in 'n tussenverkiesing in wijk 28 van Mfuleni in Gauteng.
Die party het die wijk wat baie jare lank deur die ANC oorheers is oorgeneem nadat hul steun tot meer as 32% gegroei het. Pick n Pay het bevestig dat sy ASAP afleweringsplatform in 2022 deur kuberkrakers geteiken is. Kliëntedata insluitend name en gedeeltelike kredietkaartinligting word nou op die donker web te koop aangebied. Buitelandse nuus, onderhandelaars in die Verenigde State en Iran werk nog steeds onverpoos voort aan die besonderhede van die 60 dae wapenstilstand ooreenkoms. Die fokus bly op die hantering van Iran se hoogs verrykte Iran-voorraad en die opheffing van sanksies. Brasilië se laerhuis het 'n grondwetlike wysiging goedgekeur vir 'n 40-uur 5-dag werkweek. Die voorstel moet nou nog deur die Senaat goedgekeur word voordat dit in werking kan tree. In Kenia die dood van 16 leerders in 'n skoolbrand by die Utumishi Meisies Akademie in Gilgul skokgolwe deur die land gestuur. Vrae word gevra oor veiligheidsstandaarde in koshuise, aangesien 79 ander leerders ook beseer is. 'n Man is in Switserland in hegtenis geneem nadat hy 3 mense met 'n mes by die Winterthur treinstasie aangeval het. Die motief vir die aanval word ondersoek met owerhede wat na tekens van radikalisering kyk. In Ethiopië het die Nasionale Verkiesingsraad aangekondig dat verkiesings nie in 46 distrikte in die Amhara en Tigray streke sal plaasvind nie weens veiligheidskwessies. Die land gaan op 1 Junie na die stembus vir parlementêre verkiesings. En ten laaste 2 lekker stories. Die een is dat navorsers, wetenskaplikes, het vasgestel dat duwe moontlik hulle lewer gebruik om die aarde se magnetiese velde te navigeer, wat kan help verduidelik hoe die diere oor lang afstande hulle pad huis toe vind. Dis dalk ook op baie ouens die lang pad kroeg toe vind. Maar in Bangladesh het 'n skaars albino buffel met die bynaam Donald Trump die spreekwoordelike vlamme vrygespring. Op die nippertjie. Die owerhede het besluit om die dier wat vir 'n offerande op sy gesit is, na die nasionale dieretuin in Dhaka te verskuif weens die enorme openbare belangstelling. Hy word Donald Trump genoem vanweë sy kenmerkende blonde kuif. En hy was deel van die offerandes vir die Eid al-Adha offer. Maar die belangstelling was so groot dat die owerhede besluit het dat hulle veiligheid eers te gaan stel. En toe gesê, maar die dier moet nou maar eerder gered word van hierdie offerande, van hierdie heilige braai. Die minister van Binnelandse Sake, Salahuddin Ahmed, het beveel dat die buffel gespaar word, die koper betaal word en die dier na die nasionale dieretuin toegeneem word. En so het Donald Trump 'n heilige braai vrygespring. Groetnis, ons gesels weer verder met mekaar.